Halleluja. Terwyl ons staan, kom ons prys die Here nog 'n keer. Daar is geen ander God soos U nie. Here, U sweer by U self dat U is die hoogste gesag. U maak U eie raadsbesluite. Mag die gemeente U loof en prys, Here. En ons wandel, en ons handel, en in alles wat ons doen sal doen tot eer van U naam en tot liefde vir ons God, wat ons eerste lief gehad het. Mag ons vra dat U die woord sal seën. Here, U woord en in die gees van die Here, Here, saam met die woord sal wees. Here, dat ons binne die woord sal bly, dat niks gespreek sal word wat buite die wil van ons Here sal wees nie. En Here, soos wat U klaar vanoggend die onmoontlike kom aanraak het, mag Here ons God U verder deel met elke hart en elke oor wat gereed is om te ontvang. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen en amen. Dit is 'n spesiale dag vandag. Dit is seker die beste en die spesiaalste dag van die kerk om by die tafel van die Here te kan aansit. So die tafel is daar, hy's gereed en ons gaan vandag saam aansit. En ons lees 1 Korintiërs 11 en kom ons lees saam vanaf vers 23 af. Almal daar as iemand daar is, sê dit vir my amen. Vers 23, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Ons hoofteks vir die doel van vandag se boodskap is in vers 26. Want so dikwels, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. As ek 'n hooftema of 'n titel op vandag se boodskap kan koppel, is dit juis totdat hy kom. Of meer spesifieks, hy kom. Mag ons dit onthou regdeur vanoggend se boodskap. Ons lees ook van die heilige nagmaal, die heilige sakrament. Lees ons in Matteus 26 vers 26 tot 28. Ons lees daarvan in Markus 14 vers 22 tot 24, die wat notas maak. Moenie so toe gaan nie, ons hoef nie nou daar op die blaai nie. Lukas 22 vers 17 tot 20 en Johannes 13 vers 2. Maar daar's 'n paar dinge wat my so 'n bietjie verder gaan. Hier in 1 Korintiërs 11. Wat Paulus ons 'n bietjie verder neem. Dit is 'n bietjie ook in die toekoms in waarvan jy en ek vandag graag van kennis wil neem. Ons
Ons moet een ding verstaan en een ding onthou, dat Paulus was nie deel van die eerste disippels van die Here Jesus gewees nie. Hy was ook nie die aand daar toe hulle die tafel aangesit het en die eerste nagmaal gehou het nie. Hy was nie daar nie. Maar hy skryf dit tog van die nagmaal. Hy skryf dit tog van wat daar gebeur het. Hy skryf dit tog van wat dit beteken, wat dit behels. So die vraag is, maar hoe het hy dit gedoen? Wel, hy gee vir ons die antwoord in vers 23. Hy sê, want ek het van die Here ontvang. En dit is vir my so mooi om te lees en te hoor op die oor, want ek het van die Here ontvang. Die daad ek laat ek my regop sit en wil ek verder lees en ek wil hierdie woord aanneem en my eie maak en ek wil die woord bewaar. Want dit is nie Paulus wat hierdie vir ons vertel nie, dit is die Here self wat deur Paulus vir ons sê wat het daardie aand gebeur en hoekom die tafel vir ons so belangrik is. Ons kan selfs gaan sien nou, Paulus het dit ontvang van die Here net soos wat hy die evangelie ontvang het. Kom ons kyk maar gerus, Galasiërs 1 vers 10 tot 12 sê die volgende: soos ek dan nou die guns van mense of van God, soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag. As ek nog mense behaag, sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Paulus het nie net 'n stukkie van die evangelie ontvang nie, hy het die volle evangelie ontvang, die volle openbaring, en dit sluit in die tafel wat hy dan ook ontvang het. En Paulus gaan so 'n bietjie verder in vers 26 wat ons nou aan gaan raak. Hy deel net soos hy ontvang het, hy sit nie by nie, hy neem nie weg nie. Paulus was 'n man eerbaar gewees en 'n man wat absoluut in die wil van God wou leef. Paulus sou nie kans gevat het nie. Daar seker 'n teoloog wat skryf, ja, maar hy kom dalk by Lukas afgeskryf het of wat ook al. Dan sou Paulus gesê het, ek het van Lukas ontvang. Nee, ek het van die Here ontvang. Want as jy Paulus se geskiedenis ken en sy teologie ken en jy gaan verstaan wie en wat hy was, totdat hy tot bekering gekom het, sou jy verstaan dat hy absoluut ernstig en ywer vir God het, wat baie van ons by kan leer. So hy sal nie hier skryf, ek het van die Here ontvang, as dit nie so was nie. Hierdie sakrament, hierdie heilige tafel, is deur die koning van die kerk ingestel. Sy naam is Jesus Christus. Hy is die koning van ons gemeente. Hy is die koning van sy gemeente, van sy liggaam. En dit is sy tafel. En net hy is by magte om so 'n tafel te kon instel. Net hy wat by waardig was om sy bloed te kom stort, sodat hy vir ons die ewige testament met die tafel dan vir ons verder kom bekragtig. Nou die nagmaal en die tafel spreek van sigbare tekens. Sigbare tekens, miskien simbolies, maar tog op 'n manier sigbaar. Jy gaan vandag sien hoe die brood gebreek word. Jy gaan gesien hoe die wyn gedrink word. Vers 24, ons gaan net teruggegou. 1 Korintiërs 11. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam. En ons gaan sien hoe die brood gebreek word en simbolies hoe die liggaam van die Here gebreek word. En dan vers 25, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink. Die liggaam gebreek, die bloed gestort. Hierdie tafel spreek ook van menigte voordele vir jou en my as kind van God. Dis 'n tafel van lewe. Dis 'n tafel van genade. Dis 'n tafel van vergifnis. Dis 'n tafel van oorwinning. Alles vir ons geopenbaar deur dit wat Jesus Christus, ons Here, vir ons gedoen het. Dit is ook 'n tafel wat spreek van die ewige lewe wat ons beerwe. Vandag gaan ons nie net by die tafel stil staan nie. Ons gaan so 'n bietjie verder kyk. En daarom wil ek hê ons moet kyk na vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dit is my interessant hoe Paulus hier skryf, hy praat een oomblik van die dood van die Here en die volgende oomblik praat hy van die Here kom. Onmiddellik gaan hy van dood oor na lewe. Soos pastoor JP nou hier gestaan en gesê het dat hy kan nie terugkeer as hy nie lewe nie.
is hy nie lewe nie. As hy nie uit die dood uit opgestaan nie. So ons weet, ons herder, ons verlosser, ons Here leef. Hy het grafdood en hel oorwin, hy het opgestaan en hy sit vandag aan die regterhand van die Vader. En dis vandaar waar hy kom. Dis vandaar waar hy sal kom om sy gemeente te kom haal. Dit bring ons by die volgende onderwerp, totdat hy kom. Hy kom. Baie keer praat ons van die wederkoms. Maar ek dink ons moet vandag onderskeid tref tussen twee aspekte. Daar's twee tipe wederkoms. Die belangrikste een wat ons vandag op gaan fokus is die eerste een. Wanneer die Here sy kerk kom haal. Wanneer die Here sy liggaam kom haal. Johannes 14 vers 3. Prof JP het ook nou so opverdaan begin raak. Waar hy het begin. Johannes 14, kom ons lees Johannes 14 saam. Ons gaan 'n hele paar skrifte nou lees en dit is belangrik dat jy saam met my sal volg vir die doel van vandag se boodskap. Johannes 14. Kom ons lees vanaf vers 1. Hoor nog mense blaai, almal daar. Laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dan kom hy weer om ons te neem na waar hy is. Kom hy sy kerk, sy liggaam kom haal, om ons na hom toe te neem. Laai vir my saam na 1 Tessalonisense 1 Tessalonisense 4 asseblief. In Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Kom daar. Maar broeders, susters, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Ons het 'n hoop, julle. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Die vraag vanoggend is, glo ons dit? Glo ons dat hierdie gebeurtenis 'n werklikheid is en dat dit gaan gebeur? Glo ons dit werklik in ons hart? Want ek glo ook dat die uitnodiging wat vanoggend uitgegaan het aangaande, julle sê dat niks is vir my onmoontlik nie. Maar partykeer het ons so 'n bietjie twyfel in die hart. En dit ook vanoggend kom aanspreek. Kom ons wees eerlik, as mens is hierdie vir ons absoluut onmoontlik. Hoe gaan ek die aarde verlaat en die Here in die lig ontmoet? Hoe kan dit moontlik wees? Hoe gaan miljoene mense wat Jesus Christus deel is van sy kerk opgetrek word om hom in die lig te ontmoet? En ek kan sien dat ons glo dit nie meer eintlik nie, want dit word nie meer eintlik gepreek nie. Ons praat nie regtig meer daaroor nie. Tog is dit 'n skriftuurlike beginsel. En wanneer ons nie in die eerste koms van die Here glo en vas staan daarop en in gereedheid kom nie, dis wanneer ons dan so 'n bietjie van ons ywer verloor. Dis wanneer ons dan so 'n bietjie nie so ernstig is met die Here soos wat ons graag moet wees nie. Want daar's mos nou nie, ek is nie gepla oor sy koms of nie sy koms nie, want dit is dan 'n bietjie far-fetched. Dis dan regtig, kan dit regtig so wees? Hoe is dit moontlik
Pastoor Derek het vanoggend met die taal en die uitleg van die taal gesê, niks is vir God onmoontlik nie. En as jy en ek nie eens onverstel om so 'n vraag te vra nie, hoe is dit moontlik nie? Het God nie die hemel en die aarde in 6 dae geskep nie? Het God nie sy seun gestuur om vir jou en my te kom sterwe nie? Het God nie die Rooi See oopgekloof nie? Het God nie sy volk uit die Egipte land uitgelei in die woestyn nie, vir hulle gesorg vir 40 jaar lank nie? Het God nie met Moses uit 'n brandende bos gepraat nie? Ons kan aangaan en aangaan en aangaan. Het God nie sy volk deur die woestyn gelei en soveel ander nasies wat hy oorwin het nie, wat magtiger was as sy volk nie? Wat se ander wonderwerke is daar nog? Ons kan aangaan met die wonderwerke. Ons kan aanhou praat daaroor. So niks was dan onmoontlik nie. Hoekom is dit vandag onmoontlik? Want ons kyk na dit met 'n menslike oog. Ons kyk na dit met 'n menslike verstaan. Ons kyk na dit met ons eie beperktheid. En ons kan nie God beperk nie. Hierdie eerste koms wat hiervan geskryf word in 1 Tessalonië 4 vers 13 is wat ons noem die wegraping. Daar's baie kerke vandag wat nie praat oor die wegraping nie, want hulle glo nie vandag nie, en dis ek reg prof. Ons het eendag 'n boodskap op radio bedien, ek weet nie of prof kan onthou nie, een Sondag aand. En ons was uit mekaar uitgetrek. Ek is die een Sondag op en hulle het my laat weet, maar ek weet nie waarvan ek praat nie. Daar is nie so ding soos die wegraping nie, en dis kerkmense wat my gebel het. Niemand anders nie, gelowiges, Christene, navolgers van Jesus Christus. Julle weet nie waarvan julle praat nie, julle is besig met valse leringe. So ek weet nie wat staan daar in die Bybel nie. Ek het dit met prof gedeel, want ek was ongelukkig geweest. En soos prof is, het hy die naweek daarna ook gaan doen. En hy dieselfde boodskap gaan doen. Net so 'n bietjie dieper. En hy het die vraag daai Sondag aand gevra. Dis nie 'n kwessie van of daar 'n wegraping kan wees of gaan wees nie. Die vraag is, het daar al wegrapings gebeur? Enoch is weggeneem. Niemand kon hom vind nie. So kan ons aangaan. Wie is daar nog? Weggevat. Weggeraak. So dit kan gebeur, maar dit is vir God absoluut niks onmoontlik nie. Amen. Niks is onmoontlik nie. Die vraag is dat, hoe gaan dit gebeur? Jy sien in 'n oogknip. Soos jy jou vinger nou klap goeie vinger, maak so. Maak so. En daai oomblik gaan jy verander word. In 'n oogwink sal jy verander word in 'n nuwe verheerlikte liggaam. En hierdie is nie 'n boodskap om jou vandag bang te maak. Hierdie is 'n boodskap van blydskap. Van vreugde, van hoop. Want wat ons ook al op in die aarde ervaar, wat seermaak, wat eina is, wat nie lekker is nie, wat ons verdruk en onderdruk, is hierdie 'n boodskap vandag met die wete. Daar's 'n alles oortreffende heerlikheid wat vir ons wag. Ons Here eersdaags in die hemel te ontmoet. En kom ek sê vandag vir jou, moenie dink dit is te ver in die toekoms nie. Jy en ek is die geslag wat met die wegraping gaan deel. Ons is die geslag wat met die wegraping gaan deel. Nie 10 jaar, 20, 30, 40, 'n eeu van nou af nie. Nee. Hier sit die wegrapingsmense. Hier sit hulle. Daar's niks meer wat die wegraping hoef te keer nie. Daar's geen profesie wat nog vervul moet word. Geen woord wat nog gespreek moet word nie. Alles is klaar. Dis nou net 'n kwessie van die besluit in die troonkamer van God. 'n Verheerlikte liggaam. Waarvan praat jy, pastoor? Dis nie ek wat dit sê, dis wat die Bybel sê. Kom ons gaan lees 1 Korintiërs 15. Kom ek wys vir jou. Hoe gaan die liggaam lyk? In Korintiërs 15, kom ons lees saam van vers 50 af.
Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. Daar wat jy nou sit, in daai liggaam is 'n verganklike liggaam. Hy is verganklik, hy verval, hy word oud. Hy kry plooie, partytjie meer as ander. My vrou het net 'n glad plooie, niks. Mooi kyk, sy glad plooie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewerk word en ons sal verander word. Hierdie laaste bassein is die laaste bassein van die kerk. Dis die laaste bassein by die stop van die genade tydperk van waarin ons lewe. Wanneer dit plaas, is dit verby. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word wat die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou almal? Doderyk, waar is jou oorwinning? Is dit nie 'n rede tot blydskap nie? Is dit nie 'n rede tot vreugde nie? Is dit nie 'n rede, soos pastoor Jayton het gesê, om by die Here te bly nie? Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat op my pad kom nie. Maak nie saak wat vir ons voorlê nie. Maar om by die Here te bly, want hier is 'n belofte. Daar's 'n woord. Daar's hoop. Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank dat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig. Wees onbeweeglik. Wees altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wanneer gaan dit gebeur? Nou, enige tyd. Soos wat jy vanoggend in hierdie kerk sit en asemhaal, in die volgende 5 sekondes kan die wegraping plaasvind. Dit is soos in nou. Dis klaar. Daarom sê ek dat jy is in daai geslag. Jy is in die laaste geslag, die eindtyd geslag. Besef ons dit. Verstaan ons dit. Leef ons dit. Jy sien, nadat dit alles gebeur het, sal die anti-kris openbaar word. Moenie jy bekommerd wees oor die anti-kris nie. Niks met jou uit te waai nie, jy gaan hom weer sien nie. Maar ons beklei en ons stry en ons praat oor die anti-kris. Niks met ons uit te waai nie. My Here Jesus het daar vir my die prys betaal. Ek het nie nodig om deur 'n groot verdrukking te gaan, om op my knieë gedwing te word om uit te roep tot verlossing en saligmaking. Om die Here te aanvaar as die waarheid en die krag en die heerlikheid. Hoekom sê ek bekommerd oor die anti-kris? Die groot verdrukking het nog nie begin nie. Glo vir my, dit sal 'n tyd wees soos daar nog nooit van tevore was nie en ooit sal wees. Dit sal 'n tyd wees wat geen mens in wil wees nie, goddeloos of gelowige. Dit sal 'n onmenslike tyd wees, 'n ongelooflike tyd wat jy jouself nie kan beskryf van wat gaan gebeur nie. Lees maar net die boek van Openbaring en nog steeds het ons nie 'n begrip van wat op pad is aan die wêreld nie. Tessalonisense 2 vers 7 praat van totdat die een wat uit die pad uit weggeruim is, totdat hy weggeruim is. Dis wanneer die anti-kris openbaar sal word. Deur die stryders, soos hulle in Engels sê, die Heilige Gees in die kerk, wat weggevat word. Met die wegraping. Ek vra weer die vraag, glo ons vandag in die wegraping? Is dit werklik vir jou en my realiteit? Is dit werklik 'n verstaan van dit gaan gebeur? Kerk stry vandag op die wegraping nou voor die verdrukking, in die verdrukking of na die verdrukking gaan wees.
maak sin behalwe voor die verdrukking. Want Jesus Christus se woord aan my, se belofte aan my, praat nie van dat ek die groot verdrukking sal gaan. Jy sien, wanneer die groot verdrukking aan die gang is hier op die aarde, is ons by 'n feesmaal. Sal ons aansit saam met die Here. Ja, ons gaan voor Christus se regterstoel verskyn. En dan gaan ons geoordeel word vir wat ons in die liggaam gedoen het. Maar ons gaan ook krone ontvang. Of nie. Vir wat ons dalk nie gedoen het en nie verdien het. Maar wanneer ons eers weggevat is, sal ons altyd by die Here wees. En wanneer die tweede koms gebeur, sal ons saam met die Here terugkom. Die eerste keer sit hy nie sy voet op die aarde nie. Die tweede keer sal sy voet op die Olyfberg neergesit word en sal hy berg in twee split. Dan sal hulle God sien. Dan sal hulle die vuur van God sien en ervaar. En elke nasie, stam, volk en taal wat in sy volk opstaan Israel, sal weet wie Jesus Christus is. Ek wil nie die eerste koms mis nie. Ek wil nie. Ek mag nie, jy mag nie, jy wil nie. Moenie probeer dink dat daar dalk 'n tweede kans gaan wees na die wegraping nie. Moenie. Moenie luister na hulle wat vir jou sê, maar daar is 'n tweede kans nie. Prof J. Piet in die week my vertel wat God hom gewys het, net prof? Mag ek dit doen? Na die wegraping sal jy die grootste erlewing op die aarde sien wat nog ooit gebeur het. Hierdie kerk sal so vol wees, hulle sal by die vensters uitpeel. Hulle sal nergens sitplek hê om te sit nie. Sandra se mense sal stroom na die kerk toe. Spreek se mense sal stroom na die kerk toe. Hulle sal nie sonnagoggend op hulle motorfietsse ry en op dokkie skole bywoon en in die shopping malls lê en wat ook al nie. Nee, hulle gaan in die kerk wees. Maar die kerk gaan nie daar wees nie, want die kerk is by die Here. Grootste erlewing ooit sal uitbreek. Maar te laat. Want dan sal ons sien, maar dit is, hulle het al die tyd die waarheid gepraat. Die Bybel is toe die waarheid. Dit wat ons gesê het, is nie moontlik nie, is toe die waarheid. Die wegraping is toe 'n realiteit. Ek wil alles in my vermoë doen om God se woord te bewaar. Want dit is sy woord wat my leer dat ek moet gereed wees en op my staanplek kom en op my staanplek wees. Ek praat hier in vers 58 van wees standvastig. Wees onbeweeglik. Altyd oorvloedig in die werk van die Here. Ek hoor die mense praat baie van die derde tempel. Derde tempel moet gebou word, as ek reg prof. Hy gaan gebou word. Wie gaan hom bou? Waar gaan hulle hom bou? Al hierdie goed. En dis die kerk wat met dit deel. Waarvoor? Jy gaan nie die derde tempel sien nie. Jy gaan te besig wees met die Here. Jy gaan te besig wees om hom te bewonder en net absoluut 'n lofprysing om heeltyd te loof en te prys en loof en prys en blydskap en vreugde. Hulle gaan die derde tempel hier onderbou. Inteendeel die anti-kris gaan Israel nog help die derde tempel. Ons is nie hier nie. Ons is weg. As jy wil praat oor die tempel, praat oor die vierde tempel. Wanneer die Here sy tempel op die aarde kom vestig waar hy sal doen, waar hy sy troon sal sit. Jy sien, wanneer jy die eerste wegraping mis of die eerste opstanding mis, vir hulle wat klaar gesterwe het, is die tweede opstanding jou lot. En die tweede opstanding gaan tot die wittroon. En daarom wil ek ook nie die eerste wegraping of die wegneem van die kerk, die Here wat sy kerk omhaal mis. Mag nie, jy mag nie, ons kan nie. Vandag is die dag. Alles is klaar weg. Alles is klaar gereed. Alles is daar. Alles het in plek klaar geval. Alles het klaar in plek gekom. Dis net die Here se besluit. So, net die Here se besluit. En wie weet wanneer die Here besluit, is dit klaar. So sal dit wees.
So die doel van vandag se boodskap is nie om vrees te kom opwek nie, maar eerder geloof. Geloof in die feit dat vir God is niks onmoontlik nie. Dit wat hy sê sal gebeur. Verwagting. Vir my om in 'n afwagting te leef. Om in die oggend wakker te word, sê Here, is dit vandag? Is dit vandag, Here? Here, hier is ek. Ek prys U. My oë is op na die wolke. Ek is in verwagting. Ek is in afwagting vir U. As die bassein blaas, weet ek, vandag gaan ek my Here sien. Vandag gaan ek hom ontmoet. Hoopelik gaan ons weer 'n bietjie 'n dringendheid ervaar. Bietjie 'n dringendheid van die waarheid aangaande die woord van God en dit wat vir die kerk op pad is. So 'n bietjie ons ywer aanwakker. Ons ywer weer 'n bietjie optel. Met sekerheid bring. Here het self vanoggend gesê, julle sê dat niks is vir my onmoontlik nie. Maar ons glo dit nie altyd nie. Ons glo dit nie altyd nie. As twee tipe mense vir wie die boodskap vandag eintlik bedoel is. Eerstens vir hulle wie se lewe nog nie reg is met die Here nie. En tweedens hulle wie se lewe reg is met die Here, maar ons lewe in moeilike tye. Ons raak mismoedig, ons raak moedeloos. Om jou op te kom lig vanoggend en sê daar's hoop. Lewe in die blydskap van die Here. Paulus skryf en sê verbly in die Here, ek herhaal verbly in die Here. Want daar wag vir ons iets wat ons nie kan beskryf nie. Ons kan dit probeer beskryf. Jy weet toe die Here Jesus op die aarde kom wandel het almal hom gemis. Almal het hom nie verstaan nie, want hulle het verwag iets anderste. En so is ons vandag ook. Wat verwag ons? Ons skep ons eie prentjies aangaande die toekoms en alles wat moet kom en wat moet gebeur. Ons moet versigtig wees. Want wanneer dit gebeur, mis ons omdat ons op sekere dinge gefokus is wat ons nie moet wees nie. Ek sluit vandag se boodskap af en ek vra dat jy saam met my na 2 Petrus 3 sal gaan. Dan gaan die woord van die Here gebruik om af te sluit. Die Here is baie lief vir jou kind van die Here. Die Here maak met ons nog bemoeienis. Hy kom sê vanoggend vir ons, julle sê, dit is onmoontlik nie. Julle vertel dit vir ander, maar loop ons self daarmee in ons hart rond. Dan moet ons weet dat dit wat ons vandag aanraak ook nie onmoontlik is vir die Here God nie. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, want hierdie wederkoms is my meerendeels die tweede koms wat hy van skryf het. Maar die sekere dinge wat ek net van ons moet raaklees saam, ter afsluiting van die boodskap. 2 Petrus 3 vers 1. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skryf. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. Dis die doel van vandag se woord. Om julle suiwere gesindheid te kom opwek aangaande wat vir ons voorlê. Amen. Sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê waar is die belofte van sy wederkoms? Want die vaders van die wat ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin van die skepping af. Moenie saam met hulle spot nie. Jy kry dit baie. Vertel hulle, julle weet nie wat kom nie. Maak gereed. Kom in gereedheid. Kom in verwagting. Dan vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dan vanaf vers 14 af. En 18 lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Ek vermoed hy het hier gepraat van die wegraapkontrole. Want dit is 'n moeilike ding en niemand verstaan dit nie. En hy sê hierso,
Ek 18 dan met Paulus ook met die wysheid aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan. Dit is swaar om te verstaan dat ek in die lig moet gaan. Dit is swaar om te verstaan, maar dit is nie vir my om te verstaan nie. Dit is vir my om te glo daarin. 'n kinderlike geloof daarin te hê. Want die ongeleerde en onvaste mense verdraai net soos die ander die skrifte tot hulle eie verderf. Nou dat julle dan vooruit weet geliefdes, luister mooi, moet julle op julle hoede wees. Dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Daar weer die woordjie vastigheid. Maar julle moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Ek gaan nie 'n uitnodiging maak vandag nie. Die uitnodiging was vanoggend klaar gedoen. Die Here het gedoen wat hy wil doen. Maar ek wil hê ons moet kennis neem, kan standvastig wees. In 1 Korintiërs 15 vers 58, soos dit net vinnig kan saam lees weer. In Korintiërs 15 vers 58 wat sê die volgende. En dis die 2 verse wat ek hier saam met jou neem vandag. Daarom, my geliefde broeders, susters, wees standvastig. Wees onbeweeglik. Altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En dan terug na 2 Petrus 3 toe. Vers 17, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie, maar julle moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, Here, in die naam van Jesus Christus, prys ons U vir U woord. Ons prys U, Here, vir die besluit dat U die gemeente sal neem na U toe, Here Jesus. Here, dat ons dan altyd by U sal wees. Wat 'n vooruitsig. Iets om na vooruit te sien, Here. Iets om ons hoop op te bou en te plaas. Iets om ons lewe volgens in te rig. Want dit is 'n vaste wete. Dit is 'n sekerheid. Dit sal so wees. Want U woord sal nooit onverrigte na U toe terugkeer nie, maar sal doen waarvoor U dit gestuur het. En daarvoor prys ons die Here ons God. Here, ons wil bid vandag dat ek weet uit ons eie uit moet ons ook ywer, maar ons wil vra vandag tog dat U sal kom krag gee. Dat U sal kom help dat ons in ons standvastigheid sal vas staan. Dat ons geanker sal bly in die gees van die Here. Dat ons sal aanhou soek na die kennis en die liefde van die Here Jesus Christus. Dat ons sal aanhou wandel in U weë, Here, aanhou soek na U en aanhou roep na U. Dat U ons die krag en die leiding gee deur U Gees en ons ophou. Here, wat ons het nodig dat ons God ons sal help om staande te bly. Ons het nodig dat U ons sal gereed maak. Here, dat U die dringendheid in ons hart weer brandend maak vir wanneer die laaste bassein blaas. En so bid ons vandag vir elke man en vrou wat hierdie boodskap ontvang en hoor. U ons standvastig gee, Here, en anker aan U woord en in dit wat op pad is. Ons prys U daarvoor in die waarheid en die waarheid alleen. In Jesus Christus naam. Amen.